Goeiemôre aan Witbank gemeente. Dit is vandag die 28ste Junie 2026. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om saam met julle te kom kuier hierso. Bietjie lekker fris en vars. Hierso naam by die Witbank. En is vir ons 'n voorreg. Dankie vir die warm harte, vir die opoffering en die liefde wat julle aan mekaar toon en ook aan Vader om vandag hier by mekaar te kom. Dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om saam met julle te kom kuier. Vandag se boodskap is wyse herders of nie. Wyse herders of nie. Die skrifgedeelte en julle kan oopmaak daarso by Esegiel 34. Ek gaan daar vanaf die eerste vers vir ons lees. Esegiel 34 is baie bekende gedeelte spesifiek waar Vader Jahwe deur Esegiel die herders aanspreek, spesifiek van Israel. En nie noodwendig die Israel herders nie, maar die herders wat aan Israel sy woord verkondig. Ja, dit klink beter. Esegiel 34 vanaf die eerste vers. Hierdie is 'n harde woord. Hierdie sny in murg en been. En die woord van Vader Jahwe het tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer teen die herders van Israel. Profeteer en sê vir hulle, die herders, so spreek Vader Jahwe, wee die herders van Israel, wat aan hulle self veiding verskaf. Verskaf hulle aan die kinders oor wie hulle moet herder, verskaf hulle aan die kinders eetbare voedsel. Dis die vraag, of verskaf hulle voedsel aan hulle self. Moet die herders nie die skape laat wei nie, moet hulle nie vir hulle genoeg kos gee. Die woord, sodat die kinders of die skape wat sy kinders is, kan wei nie. Julle eet die vet en beklee julle met die wol. Julle beklee julle met die wol. Julle sorg net vir julle self. Julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie. En die wat gewond is, verbind julle nie. En wat weggedryf is, bring julle nie terug nie. En wat verlore is, soek julle nie. Maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid. Met hardheid beteken sonder waarheid. Vers 5, so het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen herder was nie. En hulle het die voedsel geword vir die wilde diere van die veld, en het verstrooid geraak. My skape dwaal rond, op al die berge en op al die hoë heuwels, ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of na hulle soek. Daarom, o herders, hoor die woord van Vader Jahwe. Vers 8, so waar as ek leef, spreek Vader Jahwe, gewis, omdat my skape 'n prooi geword het, en my skape as voedsel gedien het, van al die wilde diere van die veld, omdat daar geen herder was nie, en my herders na my skape nie vra nie, en die herders aan hulle self veiding verskaf, maar die skape nie laat wei nie. Daarom, o herders, hoor die woord van Vader Jahwe. Vers 10. So sê Vader Jahwe, kyk, ek het dit teen die herders, en ek sal my skape van hulle hand eis, en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, sodat die herders aan hulle self nie meer veiding sal verskaf nie, en ek sal my skape uit hulle mond uitruk, sodat dit hulle nie as voedsel dien nie.
Tot sover die aanhaling. Is die herders, dit wil sê die herders of predikers, wat Vader Jahwe se volk behoort te dien of dien, is hulle herders wat deur Vader Jahwe gegee is, of is dit herders wat deur hulle self aangestel is? Is hulle herders, of is hulle huurlinge? Vader Jahwe sê vir ons in Jeremia 3 vers 15, sê hy vir ons, en ek, Vader Jahwe, sal aan julle gee herders na my hart, wat julle sal oppas met kennis en verstand. Vader Jahwe vra in Jeremia 3 vers 14, hy vra in vers 14, dat sy afkeerige kinders na hom moet terugkeer. Hy sal hulle terugneem, een uit 'n stad en twee uit 'n geslag. Ek en jy is diegene wat hy besig is om terug te bring na hom toe. Ons moet dit glo, ons moet dit weet, dat ons die uitverkore geslag is, van wie hy hier praat, wat hy terugbring na hom toe. Dan sal hy aan die wat hy so neem, herders gee na sy hart, wat hulle sal oppas met kennis en met verstand. Kan ons die herders wat vandag veronderstel is om herders te wees oor sy skape erken as herders, wat ons oppas met kennis en verstand? Die oorgrote meerderheid van sogenaamde herders is nie herders nie, maar huurlinge. 'n Ware herder sal besorg wees oor die skape wat aan hom toevertrou word. Net soos Vader Jahwe ons wys hoe 'n herder moet optree. Die huurling is nie besorg oor die skape nie. Hoekom nie? Hy is nie 'n geroepe herder nie. Ek wys geen vingers vandag nie. Geen vingers wys nie. As die vinger wys, kan jy na jouself wys. So die herders wat vandag daar is, oor groote meerderheid, is huurlinge, maar nie herders nie. Hoekom 'n huurling ontvang vergoeding en word betaal om te sê, die wat hom betaal, wat om te sê? Dis nie 'n beskuldiging nie, oor die herders wat wel vergoeding ontvang nie. Dis geen beskuldiging nie. Maar die herders wat wel vergoeding ontvang hulle vergoeding omdat hulle sê dit wat voorgeskryf word om gesê te word, of sê hulle dit uit die woord van Vader Jahwe uit. Johannes 10 vers 12. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. Vers 13, en die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is, en niks vir die skape omgee nie. Ons lees in die begin van Johannes 10, die gelykenis van die goeie herder. Daar staan die volgende, voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is die herder van die skape. Nou wie is die deur? Wie is die ingang? Wie is die deurwagter? Vers 3 sê vir ons, vir hom maak die deurwagter Vader Jahwe oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Vader Jahwe is die enigste betroubare herder. Daar's niemand voor hom, agter hom, bo hom, onder hom nie. Hy is die enigste betroubare herder van sy skape.
Daar is nie een predikant of pastoor of iets dergeliks wat nie 'n salaris of 'n toelaag van die kerk ontvang nie. Indien die kerk te swaar trek om sodanige salaris of 'n vergoeding te betaal, dan word daar bazaars gehou, 'n varkvangkompetisie, vlooimarkte, die geboue word uitverhuur om hierdie toelaag te betaal. En dan moet daar ook nog groot persentasie van hierdie inkomste moet dan aan die synode gegee word. Of dan die kerk self gee dit vir sendingsopdragte. Wat die kerk in Mosambiek en in Swaziland en Malawi in die buiteland moet gaan dienswerk doen. So daai maandelikse bydrae word aangewend om die wat nie Vader se woord kan hoor nie, te gaan sy woord daar te gaan versprei. So daai geld, hardverdiende geld van die boervolk word gebruik om vir die te gaan die woord verkondig wat dit nie kan hoor nie. Ons sien in Johannes 8:43, Vader Jahwe sê, hulle kan nie, dis nie omdat hulle nie wil na my woord luister, hulle sê hulle kan nie na my woord luister nie. Liewe volksgenoot en verbondskind, dis belangrik, ons is verbondskinders. Hoe kan toegelaat word dat geld en tyd van die boervolk verkwis word om die brood van die lewe, Vader Jahwe, sy evangelie, aan die te bedien wat nie verbondsvolk is nie? Wat word van hierdie volgende vraag, of wat word van hierdie volgende versie nie verstaan deur die oorgrote meerderheid nie? 1 Timoteus 5 vers 8. Ons lees die volgende en meer nog. Maar iemand wat vir sy eie mense, sy eie rasgenote of volksgenote en veral sy huisgenote of dan rasgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Wat word hiervan nie verstaan nie? Ek sal vir jou sê, die rede daarvoor is omdat jy nie weet wie jou naaste is nie. Dis eenvoudig. Jy weet nie wie jou rasgenoot nie. Ons het vanoggend gesien. Jy mag nie verbaster nie. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself, wat soos jy self lyk, wat jy self is, jou volksgenoot, die moet jy lief hê nie. Jy kan nie besluit wie jou naaste is nie. Vader sê vir ons duidelik wie jou naaste is. My vraag is die herders vandag besorg oor die siele van die boervolk, of van sy volk? Is hulle besorg oor die siele, of is hulle besorg oor die beursies? Die oorgrote meerderheid van herders is deur 'n institusie daar gestel. Dis om 'n sekere ideologie te ondersteun. Nou die ideologie word gerugsteun en ondersteun deur Babylon, deur die Rooms-Katolieke Kerk. Daardie institusie kan nie bestaan sonder dat die ideologie bemark word nie. Die ergste daarvan is dat Vader Jahwe se woord gebruik of misbruik word om die ideologie te bemark. Nou wat is hierdie ideologie? Jou deursnee Susterskerk of dan jou AGS kerk of watter kerke ook al is, het dieselfde geloofsbelijdenis. Daai ideologie word veel eerder nagevolg as die woord van Vader Jahwe. Die geloofsbelijdenis, gaan dissekteer dit, is direk in stryd met die skrif, met Vader Jahwe se woord. Gaan maak vir jouself die saak uit. Die gevaarlikste en suksesvolste manier om 'n volk wat Vader Jahwe wil dien te mislei is om Vader Jahwe se woord te vergeestelik.
Daardeur kan elkeen sy eie vertolking uitwerk om sy eie agenda, sienings en strewes en behoeftes te pas. Daarom word gewaarsku in Matteus 7 vers 15, maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens plig tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. Dit word al hoe duideliker dat die heersende kerksienings deur middel van sogenaamde herders slegte vrugte voortbring. Hierdie liberale sienings het daartoe gelei dat verraaiers by ons volk 'n onregverdige skuldgevoel teenoor die anderskleuriges opgewek word. Dis om sodoende heerskappy oor ons eie land te vervreem. Die woord van Vader Jahwe is deurspek van beskuldigings en dreigemente en profesieë teen valse profete, priesters, leraars en leiers wat met verdigte valse woorde voordeel uit die boervolk trek. Ons lees in Deuteronomium 18 vers 20. Maar die profeet, of dan nou herder, wat so vermetel is om 'n woord in my naam, in Vader Jahwe se naam te spreek, wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sterwe. Hoeveel spreek die woord wat Vader Jahwe se woord is? En nie sy eie woorde nie. Jeremia 14, ek haal vir ons aan Jeremia 14, vanaf die 14de vers. En Vader Jahwe het vir my gesê, die profete, of dan nou die herders, profeteer vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, en hulle geen bevel gegee, en met hulle nie gespreek nie. Hulle profeteer vir julle 'n leengesig en nietige waarsêery en bedriegery van hulle hart. Die vraag bly nog steeds, word Vader Jahwe se volk opgepas met kennis en verstand deur herders wat Vader Jahwe gee volgens sy hart? Of word die volk gelei deur self aangestelde herders? Wat beteken dit om met kennis en verstand te dien of te herder? Met kennis beteken om eerstens kennis te hê van Vader Jahwe se woord. Amen. Om begrip te hê vir die werklikhede van sy verbond. Kennis te hê en begrip te hê vir die werklikhede van sy verbond met sy uitverkore bloedgeslag. En dan ook die beginsels van waarheid verstaan en omarm om te weet wie en wat is waarheid. En Vader Jahwe se wil te verstaan. Dit is om met kennis, dit gaan eintlik oor sy woord. Met verstand beteken om die nodige vaardighede te hê en te ontwikkel, om die kennis met verstand en wysheid toe te pas. Dit is om met verstand te kan herder. En ook om te weet wanneer en hoe die kennis toegepas moet word. Jy kan nie net kennis hê en nie weet hoe en wanneer daai kennis toegepas moet word nie. Soos hulle in Hebreëus sê, timing is of the essence. So tydsberekening word alleen deur Vader se Gees op jou gelê. So dit kan alleen gebeur, die kennis kan alleen toegepas word as jy gelei word deur Vader se Gees.
Dit beteken dat sy herders, die hy aangestel het, herder deur woord en deur gees, kennis en verstand. So kennis is die woord en verstand is sy gees. Kennis is ook die wet en die profete en die verstand dan die Vader se gees met die toepassing daarvan. Die volgende is 'n baie sensitiewe onderwerpie en dit gaan oor die belydenis van Belhar, wat in 1982 deur die Verenigde Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika aanvaar en in 2002 deur die NG Kerk ook aanvaar is, die belydenis van Belhar. Ek gaan net vinnig kortliks ietsie daaroor sê. Maar die Verenigde Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is 'n lid van die Wêreldraad van Kerke. Volgens die Wêreldraad van Kerke het nie alle volke reg op onafhanklikheid nie. Dis die beleid van die Wêreldraad van Kerke. Hierdie voorreg is alleen bedoel vir 'n volk wat opstaan teen die blanke owerheid en hulle self versoen met marxistiese ideologie. Marxisme beteken dat alles behoort in die staat. Die belydenis, wil ek net weer sê, bestaan in kort daarin dat die eenheid van die kerk van Jesus Christus 'n gawe en 'n opdrag is en dat dit 'n samebindende krag is deur die werking van God se Gees. Dat hierdie eenheid sigbaar moet word sodat die wêreld kan glo dat geskeidenheid, vyandskap en haat tussen mense en mensegroepe sonde is. So geskeidenheid, vyandskap en haat tussen mense of mensegroepe, dit is sonde. So jy moet eintlik, en dit is wat huidiglik gepropageer word, is 'n kerk sonder grense. Dis nie wat Vader Jahwe van ons wil hê nie. Glad nie, inteendeel. So die Belhar beginsel beteken dat geskeidenheid, afsondering, is sonde. Terwyl Vader Jahwe sê, ek is 'n aparte God. Ek het jou uitverkies, uit al die volke op hierdie aarde, of hierdie wêreld, om my eiendomsvolk te wees. En geen ander volk nie. So, watter ideologie word hier nagevolg? 'n Ideologie van samebinding deur die kerke. Dit is net vir my interessant dat die afgelope tyd was daar soveel polemiek oor die skeiding en die skeuring in die gereformeerde en die hervormde kerk en die NG Kerk. Oor hoekom vrouens word nie op die kansel toegelaat nie. En daar sekere beginsels en onderonsies wat skeuring veroorsaak. Weet jy hoekom is die skeuring daar? Die skeuring is daar omdat Vader Jahwe nie op die voorpunt van julle ideologie staan nie. Julle staan self daar op die voorpunt. Want julle verkondig kerk. En julle verkondig nie Vader Jahwe nie. 'n verdere belangrike punt is, wat nie uit die oog verloor moet word nie, is dat daar 'n verskriklike noue verbintenis is teen die Wêreldraad van Kerke en die United Bible Societies. United Bible Societies en die Wêreldraad van Kerke. Daar's 'n baie noue verbintenis. Nou, die United Bible Societies word gesien as die Bybelvertalingsarm van die Wêreldraad van Kerke. En was ook verantwoordelik vir die vervaardiging van die grondtekste waaruit die 1983 Afrikaanse Bybelvertaling gemaak is. So, wie was almal betrokke by die 1983 Bybelvertaling? Wêreldraad van Kerke en United Bible Societies was almal betrokke hierby.
En so beweeg ons al hoe verder van Vader Jahwe se woord af en kom by 'n ideologie wat almal omarm, terwyl Vader se woord 'n apartgestelde boek is vir net sy volk. Weens die legio veranderings, teologiese wanopvattings en teksweglatings, kan die 1983 vertaling, die Afrikaanse vertaling, nie beskou word as die woord van Vader Jahwe nie. Onrusbarend dat dit deur die kerke gebruik word as verwysingsbron. Met die 1983 vertaling as handboek, hoe kan die kerk sy kinders, die skape van sy weide, oppas met kennis en verstand? Dan is die kennis mos gebrekkig. As die basis beginsel van die kennis gebrekkig is. So, hoe word daar gelei, met watse kennis en watse verstand? Wanneer die bron van kennis gebrekkig is, hoe sal die verstand die praktiese toepassing daarvan kan begelei? Hierdie belydenis, die belydenis van Belhar, is lynreg in stryd met Vader se woord. Om maar net 'n paar voorbeelde noem, julle is baie bekend daarmee, maar ek gaan ons net so bietjie, dis lekker net om die kennis weer te verfris. Deuteronomium 7 vers 3, en dit wys jou nou net, hoe ver kan vervalsing en misleiding en 'n verkeerde valse ideologie jou mislei en van die pad afbring van Vader Jahwe se woord af. Wat is? So kennis beteken om die ware betekenis van Vader Jahwe se woord uit te lig. Deuteronomium 7 vers 3. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. Wie is hulle? Al die ander nasies wat nie Israel nasies is nie, wat nie uit Jakob stamme is nie. Dis die ander nasies. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. Jy mag jou dogter nie aan sy seun en sy dogter nie neem vir jou seun nie. So hoekom word daar in die kerke so polemiek gemaak oor dat 'n vrou nie op die kansel mag staan nie, terwyl jy toelaat dat 'n baster op die kansel staan of 'n gay of 'n lesbien op die kansel staan? Is dit nou ewe skielik nie teen Vader se woord nie? Ek vra maar nie. Daar word gereeld gemengde paartjies in hierdie kerke in huwelik bevestig, terwyl dit 'n gruwel in Vader Jahwe se oë is. Dan praat ons dan nie eers van bevestiging van huwelike tussen 2 mans of 2 vroue van dieselfde, of dan partykeer 3 verskillende geslagte nie. Miskien word dit aangevuur deurdat jy jouself jy kan self besluit of jy 'n man of 'n vrou of 'n dit wil wees. Dis waar die derde persoon inkom natuurlik, nee. Maar natuurlik sal daar nie teenstand gebied word nie, want daar word vergoeding betaal vir hierdie bevestiging. Die kerk moet as 'n besigheid bedryf word. Al die kliënte of aandeelhouers moet gelukkig gehou word. Anders val die aandeleprys van hierdie spesifieke instelling. Laat my dink, en is 'n bekende voorbeeld ook, wat julle ook seker al gehoor het, is dat die ou tannie, sy hondjie is dood, en sy kom by die NG predikant, en sy sê, Dominiek, kan julle my hondjie begrawe nie? En Dominiek sê, jong, ons doen dit eintlik nie. Sy sê, hy verskriklik jammer om dit te hoor, maar die AGS predikant of pastoor die oorkant is bereid om 'n hondjie te begrawe vir R20.000. Hy sê, tannie, maar jy moes my gesê het, hierdie is 'n NG hondjie. Natuurlik sal ons dit doen. Lees maar wat in die 83 Afrikaanse vertaling geskrywe staan ten opsigte van net hierdie voorbeeld. Maak net nie vir my sin hoe die vertalings en die vertalers so
kon geswik het nie en gestruikel het nie. Deuteronomium 23 vers 2. Daar staan niemand, en dit is nou in die 83 vertaling, niemand wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap mag lid van die gemeente word nie. Selfs nie so 'n persoon se 10de geslag nie. So nou wonder jy, hoekom is die kerke leeg? Want almal het ontoelaatbare geslagsgemeenskap gehad. Ek sê maar net. So, wat sê die 83 vertaling vir ons? Die oorspronklike vertaling. Geen baster mag in die vergadering van Vader Jahwe kom nie. Selfs sy 10de geslag mag in die vergadering van Vader Jahwe nie kom nie. Nou, liewe kerker en dominee en pastoor, hoe in die ongeluk, as Vader Jahwe sê, die baster mag nie in my vergadering kom nie, mag hy op die preekstoel kom? Verduidelik dit net vir my. En Deuteronomium 23 vers 6, jy mag hulle, dit wil sê die ander rasse se vrede en geluk, solank jy lewe vir ewig nie soek nie. So die kerk volg dus nie die leer van die apostels nie. Ons lees in Matteus 10, waar Vader Jahwe ons losser sê, vir sy 12 disippels sê, en hy het sy 12 disippels na hom geroep, en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf, en om elke siekte en elke kwaal te genees. Vader Jahwe ons losser het hierdie 12 uitgestuur, vers 5, en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op die pad van die heidene nie, en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Liewe herder, pastoor, predikant, weet jy wie Israel is? Ons lees verder in Matteus 28 vers 19 en hierdie versie word gebruik en gebou om sendingwerk in die buiteland te doen. Matteus 28 vers 19. Dat Vader Jahwe ons losser die volgende opdrag aan sy apostels gee. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Nie alle nasies nie. Asseblief, gaan lees die grondteks. Vader verwys hier deur Matteus na die etnos, 'n spesifieke ras-egte groep. Gaan doop hulle dan in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hierdie opdrag word deur die kerke herders totaal uit verband uitgeruk. Hierdie is van toepassing op die heidenasies, die verstrooide Israel nasies. Nie op al die heidene nie. Asseblief. Daar word ook natuurlik na heidene verwys in die woord, want daai heidene is die verstrooide Israel. En nie die heiden wat nie Vader se woord kan verstaan nie. Jy kan, en hier gaan dit oor saad, asseblief, dit gaan oor saad. Vader sê in Genesis 3:15, daar's die saad van die vrou en die saad van die Satan. Jy kan nie die saad, jy kan nie Vader se evangelie, sy woord, gee aan die Satan saad nie. Dis net sy saad wat sy woord kan inneem en aanneem en kan hoor. So daar word ook van na heidene verwys wat nie sy woord kan verstaan nie. Vader het nie geen erg oor hulle nie. Hy bekommer net oor sy skape, die skape van sy weide. Ja, gaan lees Esegiel 34 vers 30 en 31. Daar sê hy vir ons, wie is mense? Net Israel is mense. Net Israel is die skape van sy weide.
En dit is die herders wat Vader aanstel, gaan net herder oor die skape van sy weide. Ware disippels is nie slaafse navolgers van die kerklike dogma, dit wil sê vanuit Babylon nie, maar eerder 'n leerling of 'n student van die woord van Vader Jahwe. 'n Disipel sal daarom alle teologiese stellings ondersoek en aan die woord toets. Dit staan in die skrif ook, Handelinge 17 vers 11. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Dit wil sê hierdie mense wat nou van gepraat word in Handelinge 17. Hulle was edelmoediger as die in Thessalonika. Want hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was, of dit die waarheid was. Hulle het die skrifte gaan ondersoek. Word die skrifte vandag ondersoek? Jy kan nie hoek, line en sinker sluk wat die ou wat hier voor staan vir jou sê nie. Gaan ondersoek dit. Gaan ondersoek dit of dit werklik is wat Vader se bedoeling is. Asseblief. En dit is waarvoor Volkskansel homself beywer, is om die woord van Vader Jahwe reguit te sny. Hierdie is nie 'n egoïstiese vertoon nie. Hierdie is 'n besorgdheid oor die kinders van Vader. Nou, toe die volk los was van die kerk, dit was jare terug, in die voortrekker tydperk, het die volk hulle Bybel geken en bestudeer. Dit was hulle riglyn, dit was hulle fakkel in die nag, dit was hulle vuurkolom, dit was hulle wolkkolom in die dag. Dit was die woord in die voortrekker tydperk. Met die infiltrasie van die kerk is en word die Bybel vanuit formuliere en die geloofsbelijdenis of katekismes beoordeel. So nou die kerk weer inspraak om die kinders, die lidmate of die mense wat aan die kerk behoort, om hulle weer so weg te dryf, dat jy nie gaan ondersoek instel na die waarheid van die woord nie. Maar jy moet glo wat in die katekismes of in die geloofsbelijdenis staan. Dit is vandag die algemene opvatting dat slegs predikante die woord kan uitlê en byeenkomste met gebed kan open. Die kerk het gevolglik nie daarin geslaag om herders of disippels van die volk te maak nie. Elkeen van ons, en ek kan dit met 'n oop hart sê, elkeen van ons wat hier sit vandag, kan hier voorkom staan en Vader se woord breek. Ek het geen twyfel daaraan nie, geen twyfel nie. Want ek weet, ons praat met 'n ondersoekende, 'n passievolle, 'n leergierige, 'n begeerte om die waarheid te weet, mens, wat ons mee te doen het. Prys Vader Jahwe daarvoor. Ongelukkig weet die kerke, dat wanneer die boervolke die skrifte gaan begin ondersoek, gaan hulle trap op Openbaring 18 vers 4 wat sê, kom uit daar uit my volk, voordat jy van haar siektes ontvang. Ek is op die pad om af te sluit. In Jesaja 1 vers 3, dit word baie mooi daar opgesom. 'n os ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie. My volk verstaan nie. Hoekom nie? Hulle ken Vader Jahwe nie. Maar wie herder hulle? Vader Jahwe is ons enigste herder. In Micha 4 vers 6 en 7
En daarmee sluit ek af. Micha 4 vers 6 en 7. In die dag, spreek Vader Jahwe, wil ek versamel die wat krepeel is, en bymekaar maak wat verdryf was, en die wat ek kwaad aangedoen het. Vers 7, dan sal ek die wat krepeel was, tot 'n oorblyfsel maak, en wat ver verwyderd was, tot 'n magtige nasie. En Vader Jahwe sal koning wees oor hulle op die berg Sion, van nou af tot in ewigheid. My liewe volksgenoot, ons is deel van die oorblyfsel. Vader Jahwe sal ons nie laat struikel nie. As ons hom in die oog het, passievol hom dien, het hy beloftes wat hy aan ons gemaak het, aan sy volk, aan sy uitverkorenes, aan sy verbondskinders, wat nie aan ander behoort nie. Hoe vertroetel ons daardie beloftes? En soos wat ons herders soek, wat met kennis en verstand die skape kan dien en kan herder, so is ons ook elkeen aangewese op die inspraak van Vader Jahwe. Sonder hom kan ons nie vorentoe gaan nie. Hy is ons krag en ons sterkte. En daarom weet ek dat Vader Jahwe vir ons lot voor ons oë sal verander, soos wat hy ook beloof. Dankie dat julle geluister het. Halleluja en amen.